mos wat die huwelik by mekaar bring. Hy sê, nou is julle een. Praat ek met iemand? So die been wat weg was, het teruggekom. Oké, kom ek breek hom nog af. Ons kom kerk toe. Ons bring dit nou kerk toe. Nou sê God, ek kan nie die vrou as iemand anders beskryf nie, maar ek beskryf die vrou as die kerk. Hoekom? Die vrou is nou die beskermer van die kerk. Daarom sê hulle, die vrou is 'n kragstasie van die kerk. Maar die vrou het soveel kapasiteit in haar in, wat gedeponeer is in haar gees, wat die kerk beskerm teen aanvalle. Daarom kan die vrou 9 maande 'n mens binne in haar dra, en sy kan nog 'n stander bly. En God sê, ek moet die vrou die kerk se verantwoordelikheid gee, want sy is 'n stander. Ek is nou klaar. Die vrou is 'n stander. Die vrou is 'n draer. Die vrou is 'n carrier. So waar die man gaan swak word in die kerk, dan is die vrou daar, want sy hou vas die hele kapasiteit. Sorry manne. Die vrou beskerm en hou vas die hele kapasiteit van die kerk. Daarom moet nie 'n vrou as 'n niks sien. Hy bietjie olie, hy bietjie salwing, hy bietjie eenvoudigheid wat hy moeder na die kerk toe bring, is baie belangrik in God se huis. Daar's vrouens wat afwesig gehou word by kerke, maar 'n vrou is die beskermer van die kerk. Die vrou is die beskermer van die kerk. En die vrou wat afwesig gehou word, is die beskermer in die kerk. Die vrou wat as niks gesien word nie. Jy mag vandag voel jy's 'n Hanna, maar jy het 'n aandeel in God se huis.